Hi almal, dis Kobus Kreer. Dis die 1 Junie 2025 en ek wil graag hierdie profetiese woord met julle kom deel. Vanaf Januarie het die Heilige Gees my 'n paar openbaringe gegee rondom Suid-Afrika en rondom die regering en ook rondom Ramaphosa. Nou op die 26ste Januarie 2025, net voor 9 in die aand, is ek besig om in te tree vir Suid-Afrika. En ek vra vir die Heilige Gees om my 'n profetiese woord te gee vir Suid-Afrika. En die Heilige Gees vat my in die gees in en ek sien 'n grafsteen met 'n rooi roos op. En daar staan die volgende woorde op daardie grafsteen: Hulde blyk aan Ramaphosa. En die volgende oomblik sien ek in die gees vir Ramaphosa staan en daar kom 'n assegaai. Ek sien 'n skild en ek sien 'n assegaai en 'n assegaai steek vir Ramaphosa in die rug. En ek hoor Ramaphosa sterwe. En ek het gebid hieroor. En die Heilige Gees sê vir my, my seun, hierdie profetiese woord mag jy eers die 1 Junie vrystel. En al hierdie tyd het ek nog die hele tyd hierdie op my hart gehad. En vandag, volgens dit wat die Heilige Gees vir my gesê het, dit is wat ek doen vandag. Net daarna, op die 4de April, 10:45 die oggend, maak die Heilige Gees my wakker. En die Heilige Gees vat my in 'n visioen in. En ek sien vir meneer Ramaphosa as 'n groot man, soos wat ons hom nou sien. En ek sien hoe hy al hoe jonger word en jonger word. En ek sien hom waar hy as 'n babietjie doeke aan het. Maar met dit sien ek, hy het 'n assegaai en 'n spies in sy hand. En die volgende oomblik kom daar 'n groot arend en hy tel hom op en hy vat hom tot bo op 'n top van 'n berg. En met die wat ek van onder af sien in die gees, waar hy op die berg neergesit word, sien ek vlamme en goed aan die regterkant. En ek vra vir die Heilige Gees om my dieper in te vat, om vir my te wys wat gaan hier aan. En ek ewe skielik sien ek van bo af, ek sien 'n sirkel van mense wat rondom 'n altaar dans. En ek sien sangomas wat dollosse gooi en te kere gaan. En die volgende oomblik hoor ek in die gees, human sacrifice. Human sacrifice. En ek hoor 'n bulderende stem uit die hemel uitkom. En ek sien 'n weerlig wat straal. Daai bulderende stem was God se stem. En die oomblik toe daai stem bulder, is onbeskryflik. Ek weet nie om dit te beskryf nie. Toe daai mense wat op daai berg is, toe spander hulle en hulle vat die pad. Maar daai weerlig wat slaan, het daardie berg in 2 gesplit. Waarvan die gedeelte waarop Ramaphosa is as 'n babietjie, het gesplit en ingeval in die see in. En soos wat hierdie berg inval in die see in met Ramaphosa boop, sit daar 'n baie groot arend boop daardie berg wat standvastig is. En hy sit en kyk hoe daardie berg met Ramaphosa as 'n babietjie in die see inval. En ek hoor hierdie volgende woorde: My seun, ek stuur adders tussen hierdie regering in. Die adders, die slange wat hulle tussen almal ingestuur het, dan draai ek om, ek stuur dit terug. Ek hoor hierdie die volgende woorde, hoor ek 3 keer in pare: genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En hierdie het my baie gepla. En ek het gebid hieroor. Ek het vir God gevra om my leiding te gee rondom dit. En 'n paar dae voordat ek hierdie video nou moet bekend maak, toe wys die Heilige Gees vir my dat hierdie arend simboliseer Amerika. En ons weet wat het in hierdie laaste ruk gebeur. Ons weet van die besoek wat Ramaphosa by Donald Trump was. Ons weet hoe al die waarheid actually aan die lig gekom het. En ek vra vir die Heilige Gees, wat simboliseer hierdie graf wat ek gesien het? En die Heilige Gees sê vir my, dit simboliseer die ANC regering. Mense, ek is nie 'n politikus nie.
Maar een ding weet ek, dat God is in beheer, en hy hoor elke een van ons se gebede, hy hoor elke een van ons boere se gebede. Die tyd is min vir die ANC regering, die tyd is min vir meneer Ramaphosa. Ek is jammer om dit te sê, maar die woord van God, Jesaja 55 vers 11, dit kom nooit leeg terug nie. Hierdie is 'n absolute profetiese woord vir dit wat nou besig is om te gebeur in Suid-Afrika. Wat baie interessant is, na ek hierdie gesien het, van hierdie grafsteen waarop gestaan het, huldeblyk aan Ramaphosa, toe sien ek reg oor Suid-Afrika, fonteine, wat uitbars, dit lyk soos strome lewende water, wat die Heilige Gees met my gesê het, wat uitbars, reg oor Suid-Afrika, wat so oppop, reg oor Suid-Afrika en uitspuit in die lug, soos wanneer mense raak boor, wanneer mense vir water boor. Dis hoe ek het gesien het in die gees, dis die beste wat ek het kan beskryf. So ons moet weet, dat ons gebede word verhoor. Al wat ons vra is om in eenheid te kom. Hierdie is 'n geestelike oorlog wat gewen moet word. Dis nie 'n fisiese oorlog nie. Ek kom vra vir elke een van julle. Ek kom vra vir elkeen in Suid-Afrika, wat 'n kind is van die Allerhoogste God, ons koning Jesus Christus, om in eenheid te kom. Want die woord sê vir ons in Matteus 18 vers 19 en 20, waar 2 of meer bymekaar is God in ons midde. En dit wat ons vra, dit sal hy vir ons gee. Kom ons kom in eenheid. Ons hou nie op bid nie. Ons intercede vir Suid-Afrika. Hier's gebede wat verhoor is. Dit het wêreldwyd bekend geword van hoe ons boere aangeval word. En hoeveel mense doodgemaak word, van wat die situasie in Suid-Afrika is. Moenie laat ons nou slaap lê nie. Kom ons gaan voluit, kom ons bid, kom ons staan saam, kom ons kon in geloof. Ek het op 'n vorige geleentheid het ek al 'n video gemaak, 'n paar maande terug, waar God vir my gesê het, my seun, roep die boere in eenheid. En weet julle wat? Daai video het oor die 8000 views gekry. Ek dink daar's 3 boere wat na my toe uitgereik het. Net 3. Wat my actually genooi het en gesê het, kom ons kom saam, kom ons bid saam. Kom ons bid vir ons land, kom ons bid vir ons volk, ons bid vir Suid-Afrika en vir Suid-Afrika se mense. Ons bid vir die omstandighede. Nie baie lank terug het ek 'n visioen gehad, wat ek ook bekend gemaak het, waar ek gesien het, die boere staan in 'n ry, en hierdie engel wat hulle beskerm, wat aan hulle regterkant staan, en hoe die boere hulle wapens neergesit het, hulle kepse van hulle koppe afgehaal het, en op hulle knie gegaan het, en tot die Allerhoogste God gebid het. En dit is waar ons moet kom. Ons moet in eenheid kom, in ons geloof, in Jesus Christus, op elke belofte wat daar is in die woord van God. En God sal ons situasie omdraai. Dankie vir elkeen wat intree. Dankie vir elke een wat saam staan in ons koning Jesus Christus. Ons weet, dis die God van Abraham en Isak en Jakob. Dis ons God, wat die Israeliete deur die Rooi See laat trek het. God kan vir ons ook daardie see oopmaak. Kan ook vir ons die pad wys, sodat ons ook deur daardie Rooi See kan trek op pad na die land van Kanaan toe. Ek wil net 'n gebed doen en ek vra vir elke een wat na hierdie video kyk, share dit asseblief wyd en suid. Kom ons kry soveel mense moontlik om in eenheid te kom en om amen te sê op hierdie gebed. Vader, ek kom in U almagtige naam. Ons eer U en ons loof U, want U is die koning van die konings. Daar is niemand soos U nie en ons roep uit, Vader, om 'n deurbraak te bring in ons land. Vader, U ken die omstandighede en ons kom in die naam van U seun Jesus Christus wat vir ons sondes aan die kruis van Golgotha gesterf het. Die ruiter op die wit perd met die swaard van die Gees in sy mond, met die bloedleed aan waarop staan koning van die konings en Heer van die Here. Die naam verhewe bo enige naam in die hemele en op aarde en onder die aarde, sodat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus
die Christus is. En ons kom bid, Vader, dat hierdie land met hierdie regering, hierdie mense wat teen Jesus is, wat Jesus nie ken nie, dat U hulle sal laat submit onder die naam bo alle name, dat U hulle op hulle knieë sal bring, Here Jesus, dat hulle U sal aanroep. Vader, ons kom teen hierdie witchcraft wat gedoen word, in die naam van Jesus Christus. Ons kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Dis kragteloos, dit geen effek op ons mense nie, Vader. Ek kom bid die muur van vuur van Sagaria 2 vers 5, om elke plaas, Here Jesus, op elke grensdraad, dat die vuur van God rondom dit hardloop, dat die vyand nie kan inkom nie. Vader, ek kom bid, dat U, Here Jesus, elke plaas, elke boer, elke Suid-Afrikaner, wat in Jesus Christus is, onsigbaar sal maak in die geestelike realm, dat die vyand ons nie kan kry nie. Vader, ek bid dat U elke een van ons nou sal neem in die skaduwee van die Allerhoogste, en dat U vir elke een van die engele 'n opdrag sal gee, om elke een van U kinders op U hande te dra, sodat ons nie 'n voet teen 'n klip sal stamp nie. Ons staan op elke belofte, Here Jesus, wat daar in U naam is, die naam bo alle name. En ons eer U en ons loof U. Ons staan op Markus 11 vers 24, Here Jesus. U sê dit wat ons vra, wat ons glo asof ons dit reeds ontvang het. En U sê in vers 25, maar vergewe Jesus almal, sodat die Vader in die hemel julle ook kan vergewe. En Vader, ons kom vergewe hierdie mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie dat die koning van die konings, die almagtige God en Vader, is ons Vader nie. En Vader, ek kom sny elke binding en elke vloek, elke woordvloek, witchcraft, astrale projeksie, sny ek die silwerdraad af, white magic en black magic en voodoo, vexes en hekses en spels, enige caging of nette of wippe of strikke of gate, of demoniese altare of bloedoffers, enige kontrakte of scrolls, demoniese scrolls, met boere se name op, wat met kinders van God se name op. Ons kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Ons sny dit af nou met die swaard van die Gees. Dis kragteloos in die naam van Jesus Christus. Dit geen effek op ons nie, Vader. Ons sê vir U dankie, want deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienisse, Here Jesus, is Satan oorwin. Vader, ek kom roep eenheid in hierdie land, Vader. Ek kom roep eenheid onder ons volk. Ek kom roep eenheid onder die Christendom, almal wat Jesus ken, dat ons kan saam staan, Vader, soos wat U woord sê, Matteus 18 vers 19 en 20, en waar ons sal intree, en waar U vir ons 'n duidelike, sigbare teken sal gee, Vader. Ek bid die profetiese woord wat U gegee het, Vader, roep ek in werking in die naam van Jesus Christus, want U woord sê, dit wat U wil laat gebeur, kom openbaar U aan U profete. En ons sê vir U dankie. Ons loof U en ons prys U, Abba Vader, in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Mense, baie seën vir julle. Ek wil dit net graag met julle gedeel het. Kom ons staan saam. Kom ons bring 'n verandering. Ons weet, ons God is getrou. Hy's regverdig. Hy's righteous. Hy sal vir ons opstaan. Want sy woord sê in Hebreërs 13 vers 5, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. En Romeine 8 vers 31 sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Kom ons neem ons identiteit op, as koningskinders, as 'n koninklike priesterdom. Ons kom in eenheid en ons staan saam en ons rebuke in die naam van Jesus hierdie goed wat aangaan hier in Suid-Afrika. In Jesus naam.